tog hy's aan. Vir Connie en Leon hulle wat nou nie vanoggend hier was nie, ek herinner net manne aksie Dinsdagoggend. Ek dink ons het lanklaas gehad, dat dit nou nie uit 'n ou se koppie uitgaan nie. En dan die aand by PW, Hillcrest Rylaan 110, daar in Blue Bend, heel af onder na, mense sal die karre sien staan daar. Here, ons erken U as die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alle dinge. Ons bid dat U ook die begin en die einde sal wees van hierdie erediens hier vanaand, om Jesus ontwil, vra ons dit. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus, ons Here. Kom ons kyk na 'n paar verse uit Jeremia hoofstuk 11. Irene, jy het nie verkeerd getik op die afkondigings nie. Ek het nadat ek vir jou gegee het, so na daai preek gekyk en dit het nou nie vir my so lekker gedoen nie, toe ek dit oorgedoen. So jy het nie verkeerd getik nie, dis nie 'n drukkersduiwel nie. Jammer Dina dat jy die goed moes oordoen hierso. Maar moenie worry nie, ek moes 'n preek oordoen, so dit. Jeremia 4, kom ons lees by vers 11. Daardie tyd sal daar vir hierdie volk en vir Jerusalem gesê word, 'n gloeiende wind kom oor die heuweltoppe uit die woestyn uit op my volk af, maar nie om die kaf weg te waai en die koring skoon te waai nie. Ek bring die wind in sy volle krag oor hulle, ek gaan nou die oordeel oor hulle uitspreek. Kyk, die vyand kom, so skielik soos wolke. Sy strydwaans kom soos 'n stormwind, sy perde is vinniger as arende. Ellende wag vir ons, dis klaar met ons. Jerusalem, reinig jou hart van die kwaad, dat jy behoue kan bly. Hoe lank sal jy nog bose planne in jou omdra? Daar kom 'n boodskap uit Dan, daar kom slegte nuus van die Efraimsberge af. Vertel dit aan die nasies, maak dit aan Jerusalem bekend, daar kom wagte uit 'n ver land. Hulle beveel hulle manskappe om die stede van Juda aan te val. Soos mense wat graanlande oppas, staan hulle rondom Jerusalem, want hy het teen my gerebelleer, sê die Here. Jou eie optrede, jou eie dade het hierdie dinge oor jou gebring. Dis jou eie boosheid wat dit so bitter maak, wat jou in jou hart tref. Oor die krampe in my ingewande, oor die benoudheid in my hart. My hart bons wild, ek kan dit nie tot bedaring bring nie, want ek het die geluid van die ramshoring gehoor en die oorlogskrete. Die val van die een stad na die ander word uitgeskreeu, die hele land is verwoes. Met een slag is my wonings vernietig, in een oomblik my woonplekke. Hoe lank sal ek nog die vyand se vaandel sien, die geluid van die ramshoring hoor? My volk tree dwaas op, hulle erken my nie. Hulle is moedwillige kinders, sonder enige begrip van wat ek doen. Hulle is net slim as dit kom by verkeerd doen. Van goed doen wil hulle niks weet nie. Ek het na die land gekyk en dit was onbewoonbaar, na die hemel en die lig was daaruit weg. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe, na al die heuwels en hulle het geskud. Ek het gekyk, daar was geen mens nie. Selfs die voëls het weggevlieg. Ek het gekyk en die vrugbare grond het in woestyn verander. Al die stede het in puin gelê. Dis die Here wat dit in sy gloeiende toren gedoen het. Ja, so sê die Here. Die hele land sal verwoes wees. Maar ek sal dit nie totaal vernietig nie. Daaroor moet die aarde treur en die hemel daarbo donker word, want ek het my voorneme bekend gemaak. Ek staan by my besluit, ek sal nie van plan verander nie. Ons bid saam. Here ons God, baie, baie dankie. Dankie vir vrede, godsdienstvryheid, om dan vanaand hier om u woord by mekaar te wees. En as ons dan dink aan volgende Sondag, Here, dan bid ons dat dit nie by ons sal lyk soos hier in Juda, dat daar onrus en geweld sou wees nie. Ons bid ernstig vir u leiding daar. Ons bid ook vir u woord vanaand op ons harte, dat u met ons sal praat, dat ons u woord sal hoor, dat ons dit sal deel maak van ons lewe en van daaruit dan ook sal lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Broers en susters, 'n mens hoor nogal deesdae dat mense van tyd tot tyd sê dat ons 'n bietjie meer moet preek soos die dominees van oud. Dat ons 'n bietjie vuur en swavel en oordeel moet preek. Ek dink almal van ons wat ouer is onthou 'n bietjie sulke dominees. Oom Vaan sal sulke dominees onthou. Kwaai ooms. Ek ken self 'n ou oom wat 'n ou uit die kroeg uit gaan slaat het met sy vuiste. Hulle sê dat ons wat verkeerd is by die naam moet noem, dat mense kan wakker skrik. Dat jy vuur en swaal bietjie predik, dat jy mense bang maak. Soos wat Jeremia 'n bietjie in hierdie skrifgedeelte nogal doen. Nou vertel Adriaan Bester my dat 'n jong kollega van hom daar op Frankfurt waar hy dominee is, so die vrees van die duiwel in die mense inpreek en dit skree. Hy sê as hy in sy gemeente is, kan hy omtrent die spoeg oorspat in die kerk net so skuins oorkant hom langs hom. En al wat hy reg kry is dat die lidmate nou by Adriaan sit. Want hulle wil nie daar sit en beskree word die hele oggend deur nie. Nou ek erken ruiterlik dat dit ook nie eintlik my styl is nie. Almal van julle ken my lank en ken my goed. Dit is nie my styl om dit te doen nie. Ek vind my baie meer tuis in die woorde van God se genade en van vergifnis as wat ek my tuis vind in woorde van oordeel. Maar daar's 'n ander rede hoekom ek ook wegskram van hierdie tipe van oordeelsprediking, as ons dit so kan. Soos wat hierdie skrifgedeelte uit Jeremia klaarblyklik is, want dit is oordeelsprediking. Die mense wat die preke soek, hierdie oordeelspreke, het dit sekerlik nie nodig nie. En ek vermoed dat ouens sulke preke wil hê sodat hulle agterna kan sê, die dominee was daarom weer lekker kwaai vanoggend. Hy het die mense lekker gesê. En dat het my dink aan 'n storieetjie wat 'n vriend my op 'n stadium vertel het. Hulle was in vakansie op toer deur Namibië en dit was winter en hulle was in Loederitz en dit was vrekkoud die aand en uiteindelik het hulle besluit, die pa het besluit hulle sal kerk toe gaan vanaand want dit is wat hulle gewoonte is en hulle is kerk toe en dit was hulle gesin en die dominee en die koster en die orgelis wat in die kerk was. En nou sê hy gelukkig vir die dominee was hulle nogal baie, hulle is 5 kinders. So hy het daarom iets van 'n gehoor gehad, paar mense om na die preek te luister. Nou weet hy ou nie wat die stomme predikant gedink het nie. Wat hy gedink het toe hy die preek gekies het nie. Dalk 'n ou preek wat hy ergens in die laai uitgehaal het. Maar dit was 'n vurige bekeringspreek daardie koue wintersaand. En hy sê hy kan baie goed onthou, sy pa was regtig nie beïndruk nie. Hy het later maar in die Bybel gesit en lees en gesê toe hulle weggery het van die kerk af het hy gesê hy wonder wat die dominee gedink het wie gaan in die kerk wees dat hy hierdie vurige bekeringspreek gelewer het want iemand wat in 'n wintervakansie in die aand kerk toe gaan het nie 'n bekeringspreek nodig nie. Dis nogal hoe ek 'n bietjie voel oor die gehoor wat hier voor my sit ook. Ek sal 'n bietjie simpel voel as ek vir hierdie mense 'n bekeringspreek moet lewer veral op 'n wintersaand. Maar om terug te keer na die skrifgedeelte. Jeremia tree op in die laaste jare voor die koninkryk van Juda deur Nebukadneser van Babel as dit ware van die aardbol afgevee is. En hy waarsku sy mense dat hulle tot God moet bekeer. Anders gaan God toelaat dat die magtige Babel hierdie land eenvoudig platvee. En hy sê hulle moet verstaan dat dit nie net 'n oorlogsugtige koning is, een wat sy empire, sy ryk wil uitbrei nie. Dis God self wat agter hierdie komende aanval sit. Babel is maar net die instrument wat hy toelaat om so op te tree. Maar sê hy, en dit moet die mense van Juda goed besef, die dreigende ramp is nie God se skuld nie. Ons het vanoggend vir mekaar gesê, God herstel, hy breek nie af nie. So hierdie mense moet weet, dis nie God se skuld nie, dis die mense wat teen God gedraai het se skuld.
Hy sê in vers 18, jou eie optrede, jou eie dade, het hierdie dinge oor jou gebring, dis jou eie boosheid. So ek dink die eerste ding wat ons vanaand moet hoor uit die gedeelte uit, is dat ons nie moet dink dat dit nie saak maak hoe ons lewe en wat ons doen en waaraan ons hart ophang. En dit geld my persoonlik, maar dit geld ook 'n nasie. Want ons keuses vir of teen God het bepaalde gevolge. Ek kan nooit maak asof ons nou maar eintlik kan lewe soos ons wil, want daar is mos vergifnis by die kruis op Golgotha gewees nie. So ons kan nou maar eintlik doen net wat ons wil, want as ons dit doen, dan maak 'n mens God se genade goedkoop. En nou het die baie bekende Duitse teoloog, hy's nader deur die nasies tereggestel, Dietrich Bonhoeffer geskrywe, dat 'n mens moet besef, God se genade is nie goedkoop nie. Dis verniet ja, maar dis nie goedkoop nie, want dit het die bloed van sy seun gekos om dit vir ons te gee. En daarmee mag ons nie mors nie en sonde afmaak as foutjies nie. Ag, is maar 'n ou foutjie wat ek gemaak het nie. Sonde kom uit die boosheid van ons harte en dit skuil daar en dit wag vir die oomblik dat my waaksaamheid verslap. Die tweede interessante ding wat ons hieruit kan aflei is dat God, of althans dat sonde God se wêreld verwoes. Ek wonder wie dit opgemerk. Hy beskryf in vers 23 tot 26 wat die gevolge van Israel of Juda se sonde vir die wêreld is. Hy sê in vers 23, die land was onbewoonbaar. Die lig was weg uit die hemel. Daar's nie mense of voëls nie. Die vrugbare grond het in 'n woestyn verander. En dis hoe die aarde gelyk het voor God met sy skepingswerk begin het, donker en woes en leeg. So ons moenie dink sonde het nie gevolge nie. Sonde verwoes God se skepping. Dit breek alles wat goed is en mooi is, stukkend. En as 'n mens sou kyk na Oos-Europa hier, toe dit onder Sowjetbewind was, kommunistiese bewind, hoe die land eenvoudig geëksploiteer is, dan kom 'n ou agter, selfs die natuur het daar baie skade gekry. Hulle het fabrieke opgerig sonder dat hulle gedink het wat hulle doen, dorpe wat met steenkool as begrawe raak, en lugbesoedeling, kyk hoe lyk China met lugbesoedeling, omdat Christene lewe vanuit die standpunt dat ons God se skepping moet bewerk en bewaak en daaroor heers. Doen jy dit nie, dan kan jy dood eenvoudig opgebruik en opgebruik en opgebruik tot niks oor is nie. Maar die verrassende hiervan is vir my die wyse waarop Jeremia die dreigende oordeel aankondig. Sonde breek nie net die wêreld stukkend nie. Sonde roep nie net oordeel en verwoesting nie. Sonde breek ook God se hart stukkend. En ek dink dis die derde ding wat 'n mens uit die teks kan wys word. God sit nie in die hemel en verlekker hom oor die ellende van die ongehoorsame Jode nie. Hy sit nie daar en sê, goed so, hulle wou mos nie luister en nou moet hulle voel nie. Dis asof Jeremia se ontsteltenis en God sin op 'n manier een word as hy skrywe oor die krampe in my ingewande, die benoudheid in my hart. My hart bons wild, ek kan dit nie tot bedaring bring nie, want ek het die geluid van die ramshoring gehoor en die oorlogskrete. Die ramshoring kondig natuurlik die oorlog aan. Die val van die een stad na die ander word uitgeskreeu. Die hele land is verwoes. Met een slag is my wonings vernietig, in een oomblik my woonplek. En iemand wat daaroor sou sê, goed so, dis hulle verdiende loon, verstaan nie God se hart nie. Want hulle wonings is God se wonings. En mense wat ondergaan, al is dit hulle eie skuld, raak God in sy hart. En dis hoekom 'n mens jou nie kan verlekker, dink ek, oor 'n vuur en swaal preek, waar die dominee die mense sogenaamd goed bykom nie.
Want daar is geen vreugde in ander se sonde en in ander se onbekeerdheid. Dit bring pyn in God se hart. Soveel pyn weet ons, dat hy uiteindelik vir Jesus op Golgotha laat sterf het daarvoor. Ons leef eenvoudig in 'n stikkende wêreld. En oral om ons heen sien ons dit daagliks. Ons sien mense stuur hulle nie aan God en sy gebod nie. Mense lewe net vir hulle self. Mense lewe vir hulle eie verryking, ten koste van ander. Kerke loop leeg. Die huwelik en die gesinslewe is onder groot druk. Sedes verval. En nou sê Jeremia vanaand, as jou hart nie vanaand pyn, as jy aan die goed dink nie, dan verstaan jy nie God se hart nie. Want sy hart breek oor 'n verlore gaande mensdom. Nou, elke ou weet seker maar waar staan hy self in verband met die saak. Dalk is 'n mens een van die wat geïrriteerd is oor ander mense wat ver van God leef. Al behoort hulle van beter te weet. En dink jy so hier binne in jou, dis eintlik tyd dat God hulle nou straf. Of aan die ander kant pla ander se sonde 'n mens dalk nie, solank ek maar net die Here dien. Maar dan roep die Bybel 'n mens op om 'n hartsverandering te ondergaan, want dis nie hoe God is nie. God maak hom nie los van mense nie. Ons het vanoggend gesien, hy dring hom nie op aan mense nie, maar hy los hulle ook nie. Hy stuur die besetene terug en te sê, gaan getuig van my, vertel vir hierdie mense. Of dalk pyn 'n mens se hart vanaand saam met God sin oor mense wat op pad hel toe is. Dalk huil jy oor die stikkendheid van die wêreld rondom jou, soos Jeremia. En dan kom die vraag natuurlik, wat doen ek en jy daaraan? Bring dit ons in beweging, soos wat dit vir Jeremia in beweging gebring het, en soos dit uiteindelik vir God beweeg het, sodat hy sy seun gestuur het. Of weet ons dalk, die laaste een, weet ons dalk van mense, wat ons weet ver van God af leef. Mense van wie ons weet dat God se oordeele op hulle afstorm, omdat hulle lewe eenvoudig nie in orde is nie. Dan is dit ons roeping om te sê, dis nie te laat nie. Vers 14 in hierdie gedeelte. Dis nie te laat nie. Reinig jou hart, dat jy kan behoue bly. En so 'n boodskap, broers en susters, is nooit maklik of lekker om vir iemand te bring nie. 'n Mens hoor dan altyd mos, moenie vir my preek nie. Moenie dink jy's beter as ek nie, of jy's holier than, moenie jou holier than thou kom hou nie. Maar dis eenvoudig die opdrag wat die Here gee. Dit was ook sekerlik nie vir Jeremia lekker om hierdie preek te lewer nie. Maar dis ook die opdrag vir jou en vir my, soos vir die besetene vanoggend. Gaan getuig, dat die mense kan hoor. Amen. Hemelse Vader, dit is ook so dat as ons om ons rondkyk, dan lyk en voel dit baie keer of ons ook maar 'n oordeelspreek nodig het. Want ons sien ook rondom ons hoe sedes verval, hoe kerke onbelangrik raak, hoe mense lewe net soos wat hulle wil, hoe daar geen ontzag vir gesag of die wet is nie. Dat ons ry soos ons wil, maak soos ons wil. En Here, dan wil ons kom intree vir ons mense, almal in hierdie land. Here, dan wil ons kom intree en vra, kan u Gees nie vaardig word oor die 80% Christene in ons land, sodat ons sal getuig van u nie. Here, dat hulle wat lewe asof daar nie 'n God is nie, wat aangaan asof daar nie 'n God is nie,
nie sal kan sê, maar ons het nie geweet nie. En Here, waar ons nie noodwendig in 'n parlement kan gaan staan en getuig nie, kan ons mens vir mens, soos hulle op ons pad kom, vertel van die liefde van God. Ons bid, Here, dat U vir ons veilig sal hou in die verkiesingstyd. Here, dat mense volgens hulle gewete sal stem. Nie omdat hulle bang is vir voorvaders of afdreigings of watter ander rede ook al nie, maar dat hulle volgens hulle gewete en hulle geloof sal stem. En ons bid vir vrye verkiesings. En ons bid, Here, dat dit ook vry van geweld mag wees. Here, ons bid vir elke polisieman wat sekerlik in die tyd aan diens sal wees, dat U ook met hulle sal wees en vir hulle sal beskerm. Here, ons dink aan Leon hulle en ons dink weer eens aan Botma wat sy vrou verloor het, dat U ook in hierdie week, waar daar oop grafte is, by hulle en met hulle sal wees. Dankie ook, dat mense vir wie ons ernstig gebid het, Here, dat U hulle genees, hulle aanraak. Ons bid dat ons in hierdie week, soos U kinders sal gaan lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons dankoffers.